Ek is Elaine Kriege en hier's van die nuus waarna jy die naweek kan uitsien. Miljoene rande word jaarliks bestee aan salarisse vir sekuriteitswagte by die Kempton Park Hospitaal, wat amper 3 dekades lank al leeg staan. Planne om die hospitaal met hulp vanaf die privaat sektor te laat herleef, is wel op die tafel, maar sloer al vir langer as 'n jaar. Jana Smit het gaan uitvind wat die oponthoud is. Jacob Pieters is dankbaar vir die lewensreddende operasie wat hy ontvang het om 'n kankergewas uit sy gesig te verwyder. 'n Groot deel van sy gesig moes egter weggesny word en hy sal nooit weer normaal kan praat of eet nie. Hy en sy geliefdes is oortuig dat dit verhoed kon word indien die staatshospitaal waarin hy aanvanklik behandel is, hom vinniger opereer het. Hulle het met Marula Media hieroor gesels. Finansiële instellings in Suid-Afrika het die afgelope jaar sowat 570 000 verslae oor verdagte en ongewone transaksies wat moontlik met terrorismefinansiering verbind word, by die Finansiële Intelligensiesentrum ingedien. Hoewel dit meer is as verlede jaar, meen kenners dis bloot omdat meer organisasies hulle verpligtinge nakom deur die verslae in te dien. En bestaan die hoop boonop dat Suid-Afrika die maand nog van die omstrede internasionale gryslys verwyder sal word. Rihanna de Lange het die FVS se jaarverslag onder oog gehad. Wanneer jy die gewilde Afrikaanse sanger Jannie de Tooy vra hoe dit met hom gaan, antwoord hy dadelik: "Goed en geseënd, dankie." Hy vier binnekort 55 jaar op die verhoog, met 'n ode aan Nederlands, en het met Mizaan van Wyk oor sy eersdaagse optrede by Aardklop en latere toer deur Nederland en België gesels. Hy vertel ook wat dit is wat hom na al die jare op die verhoog hou. Roem, geld of aansien, dis nie hoekom Len Miller musiek maak nie. Sy geloof is sy enigste dryfveer. Die afgelope jaar was vir hom vol hoogtepunte. Sy musiek is in verskeie flieks en reekse soos Semi Soeter en Nêrens Noord-Kaap gebruik. Die sukses het egter nie oornag gekom nie, maar was die gevolg van 'n dekade se harde werk en deursettingsvermoë, het hy aan Marula Media vertel. Lees dit alles en nog meer die naweek net hier op marulamedia.co.za.